Ons gesels môre met Jaco en Petrie ter Blanche. Hulle is besig om, kan 'n mens nou maar sê, die Franse wynbedryf so bietjie te probeer wakker skud met 'n pinotage. Ja, in Frankryk. Die wat weet. Nou ja, ons gesels hulle vanmôre. Goeiemôre Jaco. Goeiemôre, lekker om hier te wees. Lekker. Petrie, jy's op die internet met ons verbind. Goeiemôre. Goeiemôre. Lekker om by ons te wees. Jaco, ek gaan by jou begin. Hoe het julle twee in Château Les Taverniers opgeëindig? 'n Château in Frankryk. Ja. Dit was blote toeval. Soos ek altyd sê, ek dink Château Les Taverniers het ons gevind, meer as wat ons hom gevind het. Ons het op 'n stadium besluit, gaan ons aangaan met ons beroepe soos wat ons dit beoefen het, en of ons dalk eendag iets anders wil doen, 'n tweede beroep wil volg. En omdat ons albei bietjie agtergrond het, en Petrie veral van 'n plaas in die Suid-Kaap afkom, het ons gedink, maar ons kan dalk boerdery aanvat op een of ander manier. Glad nie gedink dat ons op 'n wingerd gaan beland nie, maar ons het iets van Les Taverniers het ons getrek. Toe ons die eerste keer dit sien, toe ons die eerste keer besoek aflê daar, was daar net iets wat gevoel het, dis reg, dit werk vir ons. Nie baie geweet van die wynwêreld op daai stadium, behalwe om wyn te drink en te geniet. Maar daar was iets wat ons bekoor het van Les Taverniers. En ja, dis ons daar beland het. Petrie, nou wanneer het julle nou besluit, okay, nee, definitief ons gaan in die wynbedryf eindig, en hoe werk daai leerproses om alles uit te vind oor die wynbedryf? Ja, ons het nou daar begin rondvra wat moet gedoen word. Ons het mense aangestel en gerader wat baie goeie kennis het in die omgewing oor wyne en wat vir ons definitief raad gee van 'n landbougebied, van die wingerd self en van die verkope. So dit was hands down om daaraan kennis op te doen en ook navorsing te doen. En dis nie asof julle heeltemal nou, soos die Engelse sê, van scratch af begin nie. Julle het al 'n reeks wyne, vonkelwyne, edel, laatoes en dies meer. Hoe werk die boerdery op die plaas, Jaco? Julle het ook 'n bestuurder wat julle daar help, nee? Ons het 'n bestuurder. Dit het toevallig so gewerk toe ons nou begin kyk het en besef het ons gaan nou verlief raak op Château Les Taverniers. Het ons besef ons het nie die kunde om wyn te maak nie en na die wingerd te kyk nie. En heel toevallig deur vriende van vriende het ons 'n nommer gekry van Ramon Scholz, wat ook 'n Suid-Afrikaner is, wat op Stellenbosch wyn en wynkultuur gestudeer het. En ons het hom gekontak en hy het gesê dis reg, hy sal by ons aansluit in ons span. En hy is ons voorman. Hy help vir ons om na die wingerd te kyk. Hy leer ons ook baie van die dinge wat in die kelder aangaan. En ons leer teen die spoed van wit lig op hierdie stadium van alles wat gedoen moet word met die wingerd en met die wyn. Petrie, hoe gaan dit met die wynbedryf in Frankryk? Is mens by 'n punt waar mens moet diversifiseer? Gaan dit net aan soos wat dit nog altyd gegaan het? Ek dink daar's groot besluite wat besig is om geneem te word in Frankryk oor waar die wynbedryf gaan, met die moeilike omstandighede veral in Bordeaux en ander streke in Frankryk, maar so ook die res van die wêreld. So diversifikasie is definitief op die voorpunt en baie van die landgoede begin maar reeds oortourisme aanraak en uitbrei. Maar ons het baie om te leer van Suid-Afrika en ander dele van die wêreld. So ons bring van daai kennis saam op ons te diversifiseer en wat ons wil doen op Château Les Taverniers. Petrie, sal ek sê gasvryheidsdienste is ook deel van daai diversifisering dat 'n mens dalk wyntoerisme en dies meer ook in jou plaas moet inwerk? Absoluut. Ek dink dit is deel van die kern inkomste stroom deesdae wat broodnodig is om die mynland goed aan die gang te hou. Hoe werk die klassifikasiesisteem in Frankryk wanneer dit kom by wyne? Hoorie, dis baie gecompliseerd. Dis baie interessant. Hulle praat van daar's verskillende klassifikasies, maar onder andere wat ons gebruik is die AOC, die Appellation Origin Contrôlée. Dit beteken die wyn wat van daai spesifieke gebied gemaak word, moet aan 'n stel reëls gevolg wanneer dit kom by hoe die wingerd geplant word, hoe die wyn gemaak word, en al daai klas van reëls. As jy afwyk van die reëls, kan jy nie meer dit as 'n AOC bemark nie. En dit beteken jy mag nie die naam van daai gebied op die wyn sit nie. Soos byvoorbeeld van die bekende name soos Bordeaux, Champagne. Ja. Jy moet presies die hulle praat van die cahier de charge volg en al die reëls nakom voordat jy dit kan doen. Indien jy wel afwyk van daai reëls, dan noem hulle dit 'n vin de France en dan kan jy byvoorbeeld nou nie die appellation naam op die wynbottel sit nie. So baie gekontroleerd. Ek dink wat baie interessant is dat meer en meer boere begin wegbeweeg daarvan
omdat dit so moeilik is om die reëls te volg met klimaatsverandering en al die goeders wat plaasvind. Klimaatsverandering, in watter manier? Die feit dat jy byvoorbeeld droër somers het, beteken dat jy moet nat maak. Nou in Frankryk is een van die reëls dat jy nie jou wingerd kan nat lê nie. Jy kan hom nat lê vir die eerste jaar nadat die plantjies geplant is om hulle net eers deur die eerste jaar te kry en daarna word dit nie nat gelê nie. As jy byvoorbeeld nou dit aanhoudend gaan nat lê, dan beteken dit dis nie volgens die reëls nie. As dit kom by verdere klimaatsverandering, as jy baie warm omstandighede het wat bedompig raak, is daar meer siektes wat vorm, dan beteken dit jy moet meer spuit. En as jy te veel spuit, dan kan jy ook nie, dan volg jy nie die reëls nie. So dit is hoe dit 'n impak kan hê op die wynbedryf. Haai. Pietrie, wat moet julle om reg te kry met hierdie Pinotage projek? Ek dink vir ons is het belangrik om 'n gedeelte van ons Suid-Afrikaanse geskiedenis terug te bring na Frankryk toe en dit te deel met die Europese en veral die Franse kultuur en Franse mense wat hier saam met ons woon. Ons is baie opgewonde oor die Pinotage wat ons hier wil plant en wat ons reeds hierdie week geplant het in alle ins en besig om nat te lê per hand. So baie opgewonde wat ons daarmee wil doen en ook ons kultuur uit te leef hier in Frankryk en deel te maak van waar ons oorspronklik vandaan gekom het. Jaco, ekskuus, as mense nou hoor julle doen Pinotage in Frankryk, wat is die Franse mense se reaksie? Wel, Pinotage is nog nie so, hy's nie so bekend dat hy verbou word in Frankryk nie. Ja. Die interessante ding is baie mense wat ons vir die eerste keer ontmoet, vra onmiddellik, het julle Pinotage? Want hulle assosieer Suid-Afrika of Suid-Afrikaners met Pinotage, omdat dit natuurlik 'n reg Suid-Afrikaanse dryf is. En dis eintlik 'n wonderlike tyd om te weet, is nou presies omtrent 100 jaar nadat Pinotage gemaak is hierso in Suid-Afrika, dat ons nou die projek voortsit daar. So nee, ons is baie opgewonde daaroor. Is daar allerlei hoepels wat 'n mens nou moet deurspring met die klassifikasie en dies meer, omdat dit 'n nuwe kultivar is? Wel, die blote feit dat dit nie 'n Franse kultivar is nie, beteken dat dit glad nie in die klassifikasiesisteem opgeteken is nie. Met ander woorde, ons moet dit 'n Vin de France noem. Dit kan nie 'n AOC wees nie. Ja. So dit gaan reg Suid-Afrikaans bly. Dit gaan nie geïntegreer word op hierdie stadium in die Franse klassifikasiesisteem nie. Ja. Het julle baie toergroepe wat nou byvoorbeeld by julle stop hier uit Suid-Afrika of reg oor die wêreld? Ja. Ons het reeds verskeie Suid-Afrikaanse toergroepe wat by ons aankom. En dit is altyd so lekker om in Afrikaans te kuier op die voorstoep, in die tuin. Ons het 'n heerlike uitsig en die mense geniet dit om net so 'n stukkie Afrikaans daar te hê en die wyn te geniet en die omgewing te geniet. En ons verwelkom enige iemand om saam met ons daar te kom kuier en deel te wees van die opwinding van die Pinotage, die plaas. Ons is ook op soek op hierdie stadium na beleggers, mense wat voel hulle wil deel wees van hierdie projek van ons. Pietrie, jou voorouers is Franse hiergenote, Ter Blanche natuurlik. Hoe voel jy oor dit? Wat 'n rol speel dit in die hele Pinotage reis? Ja, my voorvaders kom omtrent so eers ry van hier vanaf oorspronklik in 1750 Suid-Afrika toe getrek as deel van die Franse hiergenote. En ons super trots daarop en dit maak ook deel van ons nuwe etiket design en wat ons so beplan op die plaas, so dit is alles geïntegreer in die visie van wat ons het vir Chateau Le Stéphanie. Jaco, mense kan altyd 'n droom hê byvoorbeeld en gaan hier is die ding, ons sien hierdie mooi chateau, ons gaan hom koop. Is hierdie reis met die chateau en die Pinotage projek moeiliker of makliker as wat julle gedink het dit gaan wees? Ek dink dit is 'n uitdaging. Daar is definitief struikelblokke wat voor jou geplaas word wat jy nie noodwendig bewus was van nie. En dis dinge wat jy maar moet, jy moet op jou voete dink en jy moet dink, hoe gaan ons die volgende hekkie oorkom? Maar ek dink dis definitief meer uitdagend as wat ons aanvanklik gedink het. Die feit dat die wynbedryf ook 'n bietjie in duie gestort het, maak dit ook nie maklik nie. Daar's geweldige oormaat van wyn en daar's 'n geweldige minder verbruik van wyn. Die mense drink nie meer wyn nie. Veral die jonger generasie, hulle is baie meer gesondheidsbewus, hulle het ander alternatiewe om te drink. En terug te kom na jou vorige vraag toe, Peer, oor die diversifisasie of diversifisering, is die feit dat jy moet ander dinge aanbied. Jy moet 'n ervaring aanbied en dis waaraan mense nou op hierdie stadium belangstel. En dit is wat ons graag wil bevorder vir mense, ja. Sure. Ervaring, dis waaroor dit gaan. En natuurlik, ek dink julle is perfek geposisioneer dan in 'n mark wat bietjie sukkel met iets nuuts soos 'n Pinotage daar. Baie dankie dat julle draai kom maak het. Pietrie, baie dankie dat jy al die pad ingeskakel het van daar af. Is lekker om met julle te gesels het vanmôre. Was lekker, dankie.
Daar's hy. Baie dankie. Dis dan Pietrie ter Blanche en Jaco ter Blanche wat vanmôre kom gesels het oor die feit dat hulle besig is om die Pinotage druif variant lekker in te settle in die Franse se boesem. Man, ek kry sommer lekker. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan praat ons oor natuurbewaring met Bonnie de Bot.